Nou ja, die kerk is nog steeds besig om te drink van die wyn van Babylon, en ek praat nou spesifiek van die protestante kerke. Nou ek is jammer as jy nog steeds in die kerk sit, want gewoonlik dan het 'n ou probleem. Jy moet by jou predikant, pastoor, jou herder, moet jy baie gaan seker maak, hoe voel hy oor gesamentlike aanbidding? Staan hy dit voor, dat daar nou saam geaanbid word met die sangomas, en die katholieke kerk, en die moslems, en die hindoes, en what have you? Of verstaan hy mooi wat in sy Bybel staan? Dat daar net een naam is, waarby jy gered sal word, en dit is die naam van Jesus Christus. Want ons sien al hoe meer hierdie ding van gesamentlike aanbidding. Nou die laaste week of wat, het ons gesien dat ou Charlie, ou koning Charles, wat veronderstel is om die hoof van die protestante kerk te wees, hy het gaan aanbid saam met Paus Leo, 2 keer, daar in die Vatikaan, daar in Rome. Nou ja, dit is iets wat vir die eerste keer wat dit nou in 500 jaar gebeur, nadat King Henry VIII daar omtrent in die 15de eeu besluit het, maar hy is nie meer 'n katholiek nie, hy verkies om 'n protestant te wees, vir persoonlike redes. En daar het die protestante kerk dan nou vasdra plek gekry in Brittanje, en Brittanje het van krag tot krag gegaan. Maar, hierdie ding van gesamentlike aanbidding, is iets wat die NG Kerk ook voorstaan. En ek het 'n bietjie gaan opsoek, as deel van die agenda van die algemene synode van die NG Kerk, wat vanaf 15 tot 20 Oktober 2023 plaasvind, is 'n verslag van die algemene taakspan leer en aktuele sake. Nou ja, en daarvolgens dat Christene veral dan ook as gemeentes op plaaslike vlak nie sal huiwer om gesamentlike geleenthede te reël nie. Dit sou op neutrale plekke kan plaasvind, maar dit sou ook besondere gebaar van gasvryheid teenoor mense van ander godsdienste kon wees, om sulke byeenkomste in ons kerkgeboue te hou. Nou ja, by sulke geleenthede is wedersydse respek vir mekaar se tradisies en rituele van uiterste belang. Nou ja, hierdie is baie belangrik. So die NG Kerk het lankal al beweeg in hierdie rigting van, ons gaan aanbid saam met die moslems en die hindoes, en eintlik die katholieke kerk. Want die protestante kerke, ek dink daar is baie min uitsonderings onder hulle, is terug onder die duim van die katholieke kerk, al vir 'n geruime tyd, al vir 'n hele aantal dekades. En hier in Suid-Afrika, ja, ons sien dit baie sterk met die protestante kerke. In so 'n mate, en die ding het nou nogal nuus gekry, dat die NG Kerk Hermanus uit 'n intergodsdienstige nagmaals erediens gehou op 12 September 2025. Jy kan bietjie gaan kyk, 'n man met die naam Ferdi Mulder op YouTube het dit gehanteer. Ek dink sy platform se naam is Sola Something. Nou, hoe dit ook al sê, ek het baie interessant daarna gaan kyk, en dit is baie duidelik, volgens daardie predikant, die ouens wat dit gereël het, was D.S. Dominee Corneille Kemp en Dominee Johan Botus. Hulle het blykbaar 'n persverklaring uitgereik, maar ek kan dit nêrens vind nie. So dit is nie meer op hulle Facebookblad nie, of ek kan dit nie sien nie. En of dit afgehaal is, maar dit is nêrens in die media nie. So hierdie twee manne het 'n intergeloofs wat is dit? 'n nagmaal gehou. Regtig. Ja, nou wonder 'n mens, waar staan die manne in terme van Jesus Christus en sy offer? Ek meen, die moslem erken nie Jesus nie. Hulle sê Allah het nie 'n seun gehad nie. So, Allah kan ook nie mens word en onder ons kom woon nie. So ja, daar het jy dit. Die Jode haat Jesus Christus met 'n passie. Die Hindoes het baie verskillende gode, maar nie een is Jesus Christus byvoorbeeld nie. So, as 'n mens nou so daar staan, in wie se naam aanbid 'n ou nou? Want hierdie ander gelowige gaan ons nou nie val vir wat jy nou verkondig nie. Maar hierdie hele ding het alles te doen met die verwoesting, die vernietiging van die protestante wêreld, van die geloofswêreld, van die persoon
wat sy Bybel lees, wat sy Nuwe Testament glo, wat glo in Jesus Christus, wat glo in die offer van Jesus, wat glo in die nuwe verbond, dit is gemik teen hulle. Dit is waarna dit op pad is. Nou as jy nou nog in jou kerk sit, jy sit nou nog in die NG Kerk, sies toch, dan kry ek jou jammer, want dan het jou oë seker nog nie oopgegaan nie. Op watter stadium gaan jy besluit, tot hiertoe en nie verder nie? Is dit die dag wanneer die moslimprediker daar op die kant sal staan en vir jou preek? Is dit dan wat jy gaan sê, ek is nou klaar, nou stap ek uit? Of watter stadium? Nou ek gaan jou sê, wanneer het ek uitgestap? 1987, ek dink 1985 het die Bellaar-belydenis ingekom, en my ouers het die saak baie mooi ondersoek, en ons het die kerk verlaat. Toe hulle met die Bellaar-belydenis gekom het, naamlik die afskaffing van apartheid. Apartheid is 'n sonde teen die mensdom. Nou ja, toe het ons gesê, dit is nou klaar, en toe het ons die kerk verlaat, en ek was nog nie een oomblik spyt nie. En Vader het my opgerig in die laaste aantal jare, laaste 7 jaar, sodat ek self kan lering doen, en ek doen dit daar op my WhatsApp groepe, en ek stoor dit op Telegram, en ek preek 'n bietjie op YouTube, probeer ek vir jou belangrike leringe bring. Ons voortrekker voorgeslagte het geglo hulle is Israel, en dis hoekom die hele Suid-Afrika vol Bybelname is. Hulle het tot gedink, hulle het by die Nyl gekom, toe hulle hier bo in Transvaal kom, toe noem hulle hom Nylstroom. So ja, en as jy belangstel daarin, wel, dan is dit tyd dat jy uit die kerk uitkom. Jy het nie die kerk nodig om gered te word nie, jy het nie die kerk nodig om te bid nie, jy het nie die kerk nodig om gedoop te kom nie, jy het nie die kerk nodig om begrawe te word nie, of om te trou nie, jy het nie die kerk nodig nie, kom uit die kerk uit. Leer om by die huis Bybelstudie te doen, die Heilige Gees sal vir jou ook maak, hy sal dit vir jou baie interessant maak, want die kerk het 'n pleister geword, so ons sit die pleister Sondag op, wat natuurlik ook die dag van die paus is, die Sondag aanbidding, het alles te doen met die merk van die dier, en dan Maandag tot Saterdag, hoer en remoer ons, en drink en suip, en ons gaan te lekker. En Sondag sit ons in die kerk. En ja, dit het tyd geword, dat Vader maar die strafgerig oor hierdie volk bring, want die herders het verleiers geword, net soos die Bybel dit vir ons verduidelik. En ou moet begin wakker word, volk, word net wakker, kom net uit die hoer uit, dit gaan vir jou baie help, dat jy die lig kan sien, want elke Sondag pomp hulle jou vol gif,